Goeiemôre almal. Baie welkom by ons gesamentlike Pinksterfees. Deur hierdie week het ons gesels oor die gesigte van liefde. Elke eienskap van wat liefde is, deur die krag van die Heilige Gees wat in ons woon en deur ons werk. En vandag gaan ons nog een van hierdie eienskappe ontdek en saam oor gesels. En ek en Dominee Jan en Dominee Corneille gaan vandag se diens gesamentlik hanteer. Daar sal geleentheid wees vir jou en jou gesin of daar waar jy alleen is om die nagmaal te gebruik. Om ook te beleef en net weer jouself te herinner dat Christus se bloed ook vir jou gevloei het, sy liggaam ook vir jou gebreek het en dat elkeen van ons deel het aan God se verlossing in Jesus Christus. Daar gaan ook in vandag se diens geleentheid wees om die Here te aanbid. Om te bid vir ons land, om te bid vir ons dorp Kraddock en spesifiek ook om te bid vir jou gesin, jou familie en jou vriende. Mag ons vandag in ons saam wees, al is dit digitaal, beleef dat God naby aan ons is. Die Here groet ons vandag genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus wat elkeen van ons kom vrymaak het. En deur wie se Gees ek en jy kan leef in liefde. Amen.
Kom ons bid saam. Here, ek nader tot U. Kom wees naby my. Here, hier deur U Gees wil ek by U wees. En bid ek dat elke liewe een wat vandag hierdie boodskap hoor, vol sal word van U genade en U liefde. Here, ek wil geleentheid skep vir elke familie om te bid vir hulle geliefdes. Ons bid vanoggend vir ons ouers wat in ouerhuise woon, ons grootouers. Ons bid vir elke tehuis wat se personeel en se mense. Hier op Kraddock bid ons vir ons eie huis, Elisabeth Jordaan. Here, wees by ons personeel en by elke persoon wat daar woon. Here, ons bid vir ons familie wat ver van ons af is. Familie wat dalk in 'n ander land bly. Vir die van ons wat mekaar maande, selfs jare laas gesien het. Bid ons dat U ons sal kom troos. Ons in U liefde sal koester. Here, ons bid vir ons kinders, ons skole, wat deur hierdie tyd weer soveel goed moet gaan, om hulle self te reinig. Mag ons na U toe kom in liefde. Ons bid vir elke skoolhoof hier op ons dorp, elke onderwyser, elke leerder, vir elkeen wat nie toegang het tot die fasiliteite nie, wat moet inkom skool toe. Vir elkeen wat by die huis nuwe praktyke en gewoontes moet aanleer om hulle skoolwerk in te volhard. Here, wees by ons skole, wees by ons onderwysers, wees by elke leerder. Here, ons bid ook vanoggend vir ons mediese, reg oor die land, maar ook vir elke dokter hier op ons dorp, vir elke verpleegster, vir elke klinieksuster. Here, vir elke skoonmaker in ons mediese praktyke, in ons hospitale, in ons klinieke. Here, ons bid vir elke een wat ook siek is. Ons bid vir elkeen wat onseker is. En ons bid vir elkeen wat moedeloos is. Mag ons deur U Gees so vol word, dat ons vrese en bekommernisse weggaan. En dat ons rus kan vind by U ons Here. Here, U is die God wat ons roem. U is die God wie se naam ons noem. Here, ons hemelse Vader, kom tog nader. Amen. Ons is by Galasiërs 5, ons dink saam oor die vrug van die Gees onder die titel Gesigte van die Liefde. En die gesig van liefde waarna ons vanoggend spesifiek gaan kyk is sagmoedigheid. Ons teksgedeelte is Galasiërs 6 vers 2. Ons gaan dit koppel aan Galasiërs 5 vers 25 en ons gaan 'n bietjie nadink oor sagmoedigheid. Maar voordat ons wegval, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, sagmoedigheid is 'n interessante term. Ons almal is nie ewe entoesiasties oor die term sagmoedigheid en ek dink 'n rede daarvoor is dat ons dit nie verstaan nie. Dit was immers wat met my gebeur het. Ek het nie regtig die term sagmoedigheid verstaan nie. En ek vra dat U deur die Gees ook vir ons vanoggend begrip sal gee vir die betekenis van sagmoedigheid. En dat ons dit nie net sal verstaan nie, maar dat ons ook die vrug in ons lewe sal uitleef, dat mense iets van U liefde sal ervaar deur die sagmoedigheid wat ons in ons alledaagse lewe teenoor die mense rondom ons uitleef. Ek vra dat U ons sal seën en ons sal verras deur U woord vanoggend. Bid dit in Jesus naam. Amen.
Ons teksgedeelte is Galasiërs 6 en ek lees net die eerste 2 verse daar. Die opskrif van die gedeelte is dra mekaar se laste. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Gaan hier oor 'n gees van sagmoedigheid. Sagmoedigheid. Wat vir 'n woord is sagmoedigheid? Waar kom dit vandaan? Gebruik mens nog die woord sagmoedigheid? Sagmoedigheid is vir my so 'n vreemde term. Weet, dit klink vir my sagmoedigheid, paproekigheid. Gebruik mens nog hierdie woorde in die tyd waarin ons leef? Is daar nog ruimte vir so 'n woord? Want ek weet nie, dis 'n woord wat nie lekker by my aanklank gevind het nie. Ek soek 'n woord wat meer worth it is, wat beter klink, meer oomph het. Ek kan maar vir Jan en Anata vra, ek was nie so opgewonde oor die woordjie sagmoedigheid nie. Ek was nie so opgewonde om oor sagmoedigheid te preek nie. Ek sou veel eerder oor 'n woord soos selfbeheersing wou preek. Dit is mos meer jappierig, dit is mos meer dapper en braaf. Selfbeheersing, die beheer van jouself. Jy weet, dit vra mos nou guts, jy weet, dit vra mos nou 'n bietjie effort van jou kant om jouself te kan beheer. So ek was nie so opgewonde oor die woordjie sagmoedigheid nie. Heroes het selfbeheersing. Lafaards is sagmoedig. Sagmoedig klink net te sag, te mak, te weerstandloos, te impakloos en dit is die laaste beeld wat ek graag van gelowiges by die wêreld wil wek. Gelowiges het vir my klaar 'n so slegte beeld daar buite. Weet, so ons is so lafhartig, so paproekig, so beginselloos, so wêreldvreemd. So ek het al gevoel, sagmoedig, hoekom moet ons oor sagmoedigheid praat en in watter mate kan sagmoedigheid vir ons inspireer en is daar nie 'n beter woord nie? Kon ons dit nie met 'n ander woord vertaal nie? Maar ek is verras deur die ontdekking wat ek gemaak het toe ek gaan ondersoek instel oor die woordjie sagmoedigheid. En ek wil graag 'n bietjie van hierdie ontdekkings met julle deel. Julle, die Griekse woordjie wat in die Nuwe Testament met sagmoedigheid vertaal word, is die woordjie prautes. In die klassieke Grieks is hierdie woordjie gebruik om getemde diere te beskryf, of wilde diere wat getem is. Let op, wilde diere. Hulle was nog net so sterk, nog net so gevaarlik, net so gewapen, met skerp tande en skerp naels en skerp kloue en 'n gif of whatever. So hulle was nog net so kragtig, maar hulle was nou onder beheer van die temmer. Soos 'n leeu, hierdie ongelooflike kragtige dier was onder die beheer van die leeutemmer. En wat ek nie besef het nie, is dat 'n sagmoedige mens nog net so gevaarlik, nog net so kragtig, nog net so innoverend, kreatief is as wat hulle geskep is om te wees, maar hulle was nou onder beheer van die Heilige Gees en dis waaroor sagmoedigheid gaan. 'n Beeld wat by my opgekom het is die beeld van 'n valkenier. As jy dink aan 'n valkenier, die valk se bek is nog net so skerp. Sy kloue nog net so gevaarlik, sy visie nog net so besonder en sy vermoë om te vlieg nog net so fenomenaal. Hy gebruik al hierdie gawes wat hy het toe hy nog 'n wilde voël was. Maar dit word nou gebruik deur die valkenier om aanloopbane skoon te hou, om te sorg dat vliegtye veilig kan land. Hierdie wildheid, hierdie gevaarlikheid van die valk word gebruik om voëls en dinge weg te hou van die aanloopbane en so kan die vliegtye veilig land. Peste word beheer. Dit is wat prautes beteken, om met al jou krag, kreatiwiteit, durf, waagmoed, vaardigheid, you name it, onder beheer van die Heilige Gees te wees. Dit is definitief nie lafhartig of paproekig nie. Sagmoedigheid beteken om deur die Gees van God getem te wees, om onder beheer van die Heilige Gees te wees. En ek hou hiervan. Dit gaan amper oor, ek wil amper sê begeesterdheid. Jy's mos nou begeester deur die Heilige Gees. Want begeesterd is ook nie regtig die regte term nie, want begeesterd is amper te hard. Dit verloor af iets van die sagtigheid van sagmoedigheid, die sensitiwiteit van sagmoedigheid. So miskien is sagmoedig nie 'n slegte term om praties mee
te vertaal nie. Want sagmoedigheid gaan oor 'n gees-geïnspireerde moedigheid met 'n sagte kant. Dit gaan oor 'n gees-geïnspireerde dryfkrag, durf, moed om iets te doen, maar met 'n sagte, sensitiewe hart. Dis beslissend, dis moedig, dis kragtig, maar met 'n sagte hart. Proutes het boonbehalwe hierdie betekenis van 'n getemde dier of onder beheer van die temmer of in ons geval onder beheer van die Heilige Gees, getem deur die Heilige Gees, het dit ook 'n ander betekenis. En dit is 'n militêre betekenis. Dit kom in die klassieke Grieks baie voor in die konteks van militêre gebeure en militêre geskrifte. En die betekenis wat Proutes as 'n militêre term het, of as 'n gevegsterm het, of as 'n gevegsstrategie, is dat dit beteken dat jy jou aanval loods vanuit 'n posisie of 'n plek van sterkte en rustigheid en kalmte. Sagmoedigheid het as te ware hierdie innerlike vrede. 'n Sagmoedige mens het hierdie innerlike duidelikheid. Dis asof hulle weet wie hulle is, weet wat hulle moet doen, en daar's hierdie rustigheid en hierdie doelbewustheid en hierdie selfvertroue in hulle optrede. Hulle is duidelik oor hulle visie, hulle is duidelik oor die taak wat gedoen moet word, en hulle hinker nie op twee gedagtes nie. Hulle reageer vanuit hierdie rustigheid en kalmte. Soveel tyd, soveel vernuf, soveel vaardigheid, want hulle het hierdie innerlike vrede. Dit laat my nogal dink aan Kung Fu Panda. Ek weet nie of julle daai tekenprentjie kan onthou nie, en hoe hard hy moes oefen om hierdie inner peace te moes bemeester. Nou dit lyk amper vir my asof hierdie sagmoedigheid iets met hierdie inner peace te doen het, maar dat jy met 'n rustigheid en 'n kalmte seker is van jou gawes, jou talente, jou roeping, jou passie, seker is van jou opdrag, weet wat jy moet bereik. Jy weet wat die uitdagings is, maar jy word nie daardeur ontstel nie. En vanuit hierdie posisie van rustigheid en kalmte en van inner peace is jy iemand wat die aanval kan loods, wat die effek kan hê. So gepraat van militêre terme en militêre beginsels en strategieë. 'n Professor De Graaf skryf oor Matteus 5, die bergrede. 'n pragtige storie uit die Tweede Wêreldoorlog. Nou, julle sal nou vir my wil sê, maar jy preek aan uit Galasiërs 5, hoekom noem jy Matteus 5? Matteus 5 is die bergrede. En julle sal onthou dat in Matteus 5 daar staan geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. So, weet jy, hier kom die term sagmoedigheid ook na vore. So wanneer hy nou oor die bergrede en oor sagmoedigheid skryf, is die kommentaar wat hy oor sagmoedigheid skryf ook van toepassing op Galasiërs 5 se verstaan van sagmoedigheid. So hierdie verhaal oor die Tweede Wêreldoorlog gaan oor hierdie klomp gevangenes wat in 'n Duitse konsentrasiekamp in 'n barak was. En elke aand het een van die bewakers gekom en dieselfde man geslaan, gemartel. Elke aand, dieselfde ou. Elke aand kom hy terug en dan slaan hy dieselfde ou. En al wat die ander gevangenes kon doen is hulle kon toe kyk na hoe hierdie selfde ou elke aand deur hierdieselfde bewaker geslaan word. En dit het so aangehou totdat een van die gevangene op 'n dag dit het nie meer kon hou nie. En hy sê, as jy dan nou elke aand iemand moet slaan dan maar vanaand vir my. Dit het hierdie bewaker 'n bietjie onkant gevang. En hy hierop het hy het 'n bietjie nagedink en hy sê, goed, okay, as jy dan nou so braaf wil wees om jouself te beskikbaar te stel te volunteer om geslaan te word, dan kan jy nou net sowel sê hoeveel keer ek jou moet slaan. Waarop die gevangene weer geantwoord het, ek sal dit in jou gewete oorlaat. Waarop die bewaker weer gesê het, maar ek het nie 'n gewete nie. Waarop die gevangene weer gesê het, as jy nie 'n gewete gehad het, sou jy my al lank al geslaan het. En op 'n manier het hierdie gesprek gemaak dat hierdie bewaker sy aptyt vir marteling, sy aptyt vir verslaan verloor het. En hy het net nie weer teruggekom nie. Hy het hulle net nie weer gemartel nie. En hierdie verhaal illustreer iets van sagmoedigheid. Daar was 'n rustigheid en 'n kalmte in hierdie gevangene, maar hy kon net nie meer staan en toe kyk hoe iemand anders seer kry nie, hoe iemand anders gepynig word nie. En hy het gesê, maar ek sal die pyn op my neem. En in die proses was daar 'n gesprek, en uit die gesprek is die pyn aangespreek en die pyn verlig.
Die militêre hart van sagmoedigheid kan nie staan en toe kyk wanneer daar pyn is nie. Hulle verstaan iets van pyn en hulle doen niks om hierdie pyn te vererger nie. Dit gaan eintlik hieroor dat die militêre kant van sagmoedigheid ons aanmoedig en dryf 'n doelbewuste keuse laat maak om pyn te verlig. En dit is wat Jesus doen. Hy is nie 'n paproek nie, hy is nie lafhartig nie, hy is sagmoedig. Hy doen iets aan mense se laste. En daar's daai bekende teks in Matteus 11 wat sê kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my want ek is sagmoedig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. Is dit nie ongelooflik nie? Maar hy sê hier ek is sagmoedig van hart. Dis wie Jesus is. Hy is sagmoedig. Hy neem die juk van mense op hom. Sagmoedigheid maak dat hy 'n sagte plekkie vir hulle laste het en hy die moed om iets daaraan te doen. Ek hou nogal van hierdie verstaan van sagmoedigheid. Sagte plekkie vir swaar kry en die moed om iets daaraan te doen. Sy sagmoedigheid maak dat hy die laste van mense op hom neem en dit dra. Dirkie Smit koppel die vrug van die gees van Galasiërs 5 vers 25 met Galasiërs 6 wat ons nou gelees het. Wat sê dat as iemand sonde doen, dan moet jy met 'n gees van sagmoedigheid so 'n persoon help en jy moet pas op dat jy nie in die versoeking val nie, maar wees jy die ou wat met sagmoedigheid optree en so gaan jy uiting gee aan die wet van Jesus. Wat Dirkie sê is dat alles wat in Galasiërs 5 genoem word eintlik bedoel is om mense te help om ander mense se laste te dra. Dis eintlik waaroor dit gaan. Sagmoedigheid gaan oor die dra van ander mense se las. Die vrug van die gees gaan oor die liefde wat God in ons skep om uiteindelik ander se laste aan te spreek, ander se laste ligter te maak. Om soos Jesus te wees beteken dis om 'n sagtheid, 'n empatie, 'n gevoeligheid, 'n hart vir mense se laste te hê en 'n moed, 'n durf, 'n dryfkrag, 'n drang in jou hart te hê om iets daaraan te doen. Laste kan natuurlik verskeie goedes wees en miskien moet ons 'n bietjie daaroor nadink want as ons sê sagmoedigheid beteken om by mense se laste betrokke te raak, moet ons tog weet wat is die laste en ons moet op 'n manier daarbey betrokke raak. En laste is nie net sonde nie, dit is swaar kry. Dit gaan oor ouderdom, eensaamheid, hartseer, verwerping, minderwaardigheid, vrees, armoede, werkloosheid, bekommernis. Sagmoedigheid gaan oor 'n ingesteldheid om te gee. En 'n moed om iets hieraan te doen. So my ingesteld ek gee om vir iemand wat swaar kry, ek gee om vir iemand wat alleen is en ek gaan kuier by so 'n persoon. Daar's iemand wat ouderdom het oud is en as gevolg van sy ouderdom is hulle dalk alleen of kry hulle swaar. Hulle is nie meer so beweeglik nie. Hulle kan nie vir hulle gaan kos koop nie. En dan kan ek deur my sagmoedigheid daai las raak sien en die moed hê om iets daaraan te doen. Iemand word verwerp, iemand word geboelie. Hierdie is 'n ding wat ons almal kan gebruik en toepas in ons lewens. Dit gaan nie net oor volwassenes. Die kinders kan wanneer iemand anders geboelie word, opstaan en sê nee man, dit kan mos nie so wees nie. So sagmoedigheid gaan oor 'n stuk empatie, 'n stuk sagtheid, 'n stuk gevoeligheid vir mense se swaar kry. En as jy die swaar kry sien om iets daaraan te doen. Johan Smit het 'n artikel oor sagmoedigheid geskryf en ek wil graag vir julle lees wat hy skryf. Hy sê ons besluit om nie hardvogtig te wees nie, maar dit gebeur sommer in die gang van sake. Net gevinnig myself hier onderbreek. Hy sê om sagmoedigheid te verstaan, moet jy verstaan wat sagmoedigheid nie is nie. En hy sê die teenpool van sagmoedigheid is hardvogtigheid. So hy skryf ietsie oor hardvogtigheid, hoe hardvogtigheid in ons lewens insluit. En as ons dit verstaan, dan sal ons ook verstaan maar hoe moet ons eintlik wees en wat dit eintlik beteken om sagmoedig te wees. So hy sê hierso, ons besluit nie om hardvogtig te wees nie, maar dit gebeur sommer so met die gang van sake. Dit word deel van ons lewe. 'n Bedelaar klop aan jou deur vir 'n stukkie brood of 'n geldjie. Jou eerste vraag is waarom werk jy nie? Jy weet hoekom is jy hier? By jou vriende kla jy oor al die bedelaars en kansvatters wat elke dag so by jou hek kom klop en jy praat ook oor die niks werd rondlopers en dit terwyl jou eie vrieskaste vol vleis is en dit jou kry nie ware kas niks kort het nie.
En dan dink jy nie aan die onverdiende genade wat jy ontvang het. Jy vergeet dat genade eintlik bedoel is om uitgedeel te word, skryf Johan Smit. En dan sê daar is in jou hart nie genoeg plek vir uitgeworpenes nie, en dit is hartvogtigheid. Hartvogtigheid beteken jy besef nie hoe bevoorreg jy is nie. Jy besef nie wat 'n ongelooflike stuk genade is dat jy so geseënd is nie. En jy voel verontreg en jy dink al hierdie kansvatters is net daar om jou uit te byt en is asof jy nie 'n hart het vir hulle nie. Sagmoedige mense besef dit kon net sowel hulle gewees het wat by die hek staan en bedel. Dit kon net sowel hulle gewees het wat geld nodig gehad het. Want as ons nou regtig daaroor nadink, wat het ons gedoen om die voorregte te hê wat ons het, om in die gesin gebore te wees van ons gebore is, om in die bevolkingsgroep gebore te wees van ons gebore is. Ons het nie daarin 'n aandeel nie. En mens reg jou baie keer gebeur dat jy vir jou klomp regte toeëien, wat eintlik maar 'n stukkie genade is. So wat ons moet besef, ons is noodwendig beter as ander mense nie. Ons het nie noodwendig harder gewerk. Ja, ons het 'n klomp goeders gedoen nie. En ons het gewoeker met die gawes wat ons het, maar ons verdien nie wat ons het noodwendig meer as wat ander dit verdien nie. Wat ons het is net genade. Die kerkvader Augustinus sê as jy 'n mens met een of ander las of sonde sien weet, dit kon jy wees as dit nie was vir God se genade nie. Koos Du Plessis sê dit ook baie mooi, nie? Wat ek is net genade en wat ek het is net geleen. As mens kyk na ons samelewing, die wêreld van ons lewe is die deeg van ons tyd individualisme, selfgerigtheid, selfverwesenliking, selfverryking, selfsugtigheid. Selfsugtige mense is nie op ander gerig nie. Sien nie ander raak nie by ander se laste betrokke nie. En dit is 'n gevaarlike ding, want dit is die teenpool van sagmoedigheid. Sagmoedigheid sê nee, ek het 'n sagtheid, 'n sensitiwiteit vir ander se swaar kry en laste. As Dirkie Smit kommentaar lewer oor ons samelewing, dan sê die siekte van ons tyd is onbetrokkenheid. En dan gaan haal hy dit in die reformatie. Hy sê in die reformatie is daar van 'n spesifieke doodsonde gepraat, hulle daai doodsonde askena genoem. En dit is die sonde van versuim of die sonde van traagheid. Dit is wanneer jy jou voete sleep, delegeer, uitstel, jou van verantwoordelikheid skuif. Jy doen 'n klomp papierwerk en jy het 'n klomp vergaderings, jy doen 'n klomp goeders, maar jy kom nie by die nood uit nie en uiteindelik het jy so lank gevat om die nood aan te spreek dat by die tyd dat jy die nood wil aanspreek is die nood net nie meer daar nie. So ons moet versigtig wees vir die sonde van versuim, die sonde van traagheid. Sagmoedigheid herinner ons aan die moed wat Jesus gehad het om ander se laste te dra. Hy het nie voete gesleep nie, hy het nie vir homself geleef nie, hy het die laste van die wêreld op hom geneem en hy het betrokke geraak by hierdie wêreld. En met die nagmaal, ons vier vandag die nagmaal, dit is 'n deel van ons Pinksterfees. By die nagmaal vier ons die moed wat Christus gehad het om ons nie te vergeld nie, om ons nie te verdelg nie, maar dat hy manmoedig genoeg was om sy sensitiwiteit te wys. Hy het die moed gehad om te wys hy gee om en hy het die moed gehad om en durf gehad om iets daaraan te doen. En dit is vir my ongelooflik inspirerend. Dit is vir my totaal anders as 'n lafhartigheid. Dit is manmoedigheid om te wys jy kan hartseer raak oor 'n wêreld wat stikkend is. En dat jy die durf het en die guts het om nie net daaroor te huil nie, maar iets daaromtrent te doen. Die dagmaal roep ons tot aksie, om deel te word, om nie ons voete te sleep nie, om nie vir jouself te leef nie, maar om jou deur die Gees te laat tem, om vanuit 'n plek van vrede en rustigheid uit 'n sagte hart oorlog te maak teen die laste van hierdie wêreld. Sagmoedige mense is nie pabroekig nie. Sagmoedige mense is nie lafhartig nie. Hulle is mense wat broos genoeg is om die pyn van hierdie wêreld raak te sien en taaf genoeg is om iets daaraan te doen. Hulle het die moed om 'n verskil te maak. En die vraag is, het jy die moed om 'n verskil te maak? Sagmoedig klink pabroekig, maar dit is verseker nie pabroekig nie. 'n Sagmoedige mens het die guts om sy hart te wys en die durf om iets daaraan te doen. Mag ons vir mense wys ons gee om, maar mag ons ook hierdie omgee uitleef deur prakties betrokke te raak by die laste van mense. Mag ons hulle laste help dra by eensame mense, arme mense, mense wat verwerp is, mense wat swaar kry, mense wat sukkel. Mag ons sagmoedigheid help dat iets van God se liefde deur hulle gesien en ervaar en beleef word.
Here, U het my verstaan van sagmoedigheid totaal op sy kop kom draai. Van 'n term wat ek nie verstaan het nie, na 'n term wat vir my absoluut geïnspireer het. Here, dit gaan hier nie oor papbroekigheid nie, maar dit gaan hier oor moedigheid. Dit gaan hier oor durf, met die moed om jou hart te wys en die moed om iets te doen. Here, my gebed is dat ons hart vir mense sal wys, dat hulle sal sien ons het 'n stuk empatie, 'n stuk deernis vir hulle swaar kry. Maar meer as dit, mag hulle deur ons dade ervaar hoe dat ons hulle laste help dra. En mag hulle die vrede vind wat net U gee. En ek glo Here, deur dit te doen, sal ons uiting gee aan U wet en sal mense iets van die liefde ervaar. Amen. Dit is Pinksterfees en ons hou altyd met Pinksterfees ook nagmaal. En daarom gaan ons vanoggend ook van hierdie geleentheid gebruik maak om ook saam so die nagmaal te vier. Ek wil vir julle daar by die huis sê, as julle nog nie geleentheid gehad het nie, gaan haal vir julle 'n stukkie brood of 'n koekie uit die kas uit en as julle nog iets anders het wat julle kan gebruik as wyn, dalk 'n vrugtesap of as jy gelukkig is om nog 'n bietjie wyn in die huis te hê, gaan haal dit. Dit kan maar kook ook wees, dit maak nie saak nie en geniet, gaan haal dit sodat julle ook met dit die tekens vanoggend van die nagmaal saam met ons kan geniet. Ek gee vir julle net so 'n kansie om dit te doen en dan kan julle weer by ons inskakel. Die van julle wat dit nie reg het nie, kan gou die video pause en dit gaan haal en dan sal ons voortgaan om ook die nagmaal vanoggend te bedien. Waaroor gaan die nagmaal? Ek dink dit is baie belangrik dat ons ook weer vandag vir mekaar sê dat ons die nagmaal gebruik as 'n herinneringsmaal. Die nagmaal wil ons laat onthou. Dit is tog waaroor dit gaan. As ons hier by die tafel kom aansit en ons gebruik die brood en die wyn, dan wil dit vir ons 'n herinneringsteken wees. Waarvan? Eintlik maar van Jesus se groot liefde vir ons, van God se liefde vir ons, die liefde wat God aan ons geopenbaar het deur sy eie seun na hierdie wêreld te stuur en onder ons te laat kom woon. Maar ook die liefde wat ons gesien het in Jesus Christus deur sy lewe, deur sy lewenswyse, maar ook dit wat aan ons geopenbaar is daardie Vrydag op die kruis. En daarom as ons die tekens van die nagmaal gebruik, dan herinner dit ons daaraan om te onthou hoe lief God ons elkeen het. En dat hy vir ons hierdie tekens gee om dit te onthou. Ja, so seker soos wat die brood hier voor my staan, ek kan dit kan vat, dit kan ruik, dit kan proe, so seker soos wat die wyn hierin is en ek dit kan sien, so seker is die beloftes van die Here ook vir my en vir jou. Dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy vir ons sondes gesterf het en dit vergewe het. Ek wil vra dat julle ook as gesin daar waar julle by die huis is, sal deel in hierdie tekens ook vanoggend. Onthou, al is ons nie by mekaar nie, is ons deel van die een liggaam, die een brood van Christus. Daar waar julle is julle die kerk. Daar waar julle is julle die liggaam van Christus. Elkeen van ons op ons eie. Die kerk se deure is nie gesluit toe die coronavirus begin het. Nee, daar waar julle leef, is julle kerk. En dit is ook waaraan ons vanoggend herinner word, as ons die tekens van die nagmaal gebruik. Ek gaan die tekens vir ons bedien, en ek wil hê julle moet dit saam met my ook vanoggend gebruik. Die teken van die brood is die liggaam van Christus. Wanneer ons die brood breek, dan herinner dit ons daaraan dat Christus se liggaam vir ons aan die kruis gebreek is. En wanneer ons dit eet, dan dink ons daaraan en ons glo dat dit was tot versoening van ons sondes. Breek die brood, deel dit uit en eet dit. En as julle dit vir mekaar gee, dan sê ons vir mekaar, Christus se liggaam is ook tot versoening van jou sondes gebreek.
Wanneer ons die wyn skink, dan dink ons daaraan dat Christus se bloed ook vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons dit drink, dan dink ons daaraan en ons glo dat dit ook was tot versoening van elkeen van ons se sondes. As julle saam ook daar by die huis drink aan die wyn, aan die beker, gee dit vir mekaar aan en sê vir mekaar, Christus se bloed het ook tot vergifnis van jou sondes gevloei. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weer herinner kan word aan u liefde. Dankie dat ons deur die tekens van die brood en die wyn, deur fisies daaraan te kan vat en dit te kan voel, ook kan weet, so seker is u beloftes ook vir ons. Dit staan vas. So kan ons ook vanoggend met sekerheid weet, u het ons sondes vergewe. U is ongelooflik lief vir ons. En mag ons ook daardie liefde gaan uitleef in die wêreld. Mag ons die kerk gaan wees, daar waar ons is. En mag ons dit elke dag van ons lewens gaan uitleef. Dit met mense deel, sodat mense ook deur ons lewens u liefde kan raak sien. Ons bid dit in die naam. Amen. Seën ons Here God, seën Afrika, laat haar klag tot in die hemel reik, hoor ons as ons in gebede vra, seën ons in Afrika, van Afrika. Dan Heer o Gees, Heilige Gees. Dan Heer o Gees, Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, o Heilige
Kom woon in ons, lei ons, Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, Heilige Gees. Lei ons, Heilige Gees, kinders van Afrika, kom Ons weet dat die Here ons seën. Ons weet dat die Here hierdie land seën. Soos hy nog altyd het, so sal hy altyd weer. Kom ons bid saam vir hierdie land. Daal neer, o Gees, Heilige Gees, kom woon in ons. Here, ons bid vir Afrika, die land wat skyn van 'n helder son. 'n Land wat u goedheid en guns ken. En 'n land wat soveel ander in die wêreld nou nood beleef. Here, ons wil bid vir ons land se regering. Ons wil bid vir ons president Ramaphosa en vir almal wat saam met hom moeilike besluite moet neem. Here, ons wil bid vir ons land se mediese wat oplossings probeer ontwikkel. Wat ons as mens wil gesond hou, sodat ons steeds in hierdie wêreld kan leef. Here, seën Afrika, land van helder son. Daal neer, o Gees, Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle sy vrede gee. Mag ons elkeen bewus wees van ons kinders in nood en mag ons liefde vir hulle ontwikkel. Ons dink daaraan dat vandag is World Foster Care Day en ons dink aan elke kind wat in nood is. Amen. Nee, my lief, laat dit hier. Die gewyk is meer en meer. Laat my hart gedurig juig en vandaan waaruit geput.
Gees wat in my woon, rig my van gevoel en daad, altyd na